Baie welkom hier by my kathedraal vanoggend oor die Lacheseervallei as die son nou deur die mistigheid hier gaan opkom oor die berg. Dit is vir my so groot voorreg om jou vanoggend te verwelkom in die teenwoordigheid van die Here. As ons hierdie sien en ons ervaar die stilte en die veld wat wakker word en die grootheid van God se natuur, dan ervaar ons iets van die grootheid van die Here. En daarom wil ek jou vanoggend vra om saam met my net in God se teenwoordigheid te kom stil word en te beleef dat hy jou God is. Ek weet nie waar jy is as jy hierdie uitsending kyk nie, ek weet nie wat jou gemoedstoestand is nie, ek weet nie wat jou ervaring van die Here is nie. Ek wil glo dat jy vashou aan die grootheid en die krag en die almag van ons God. Maar as jy op 'n plek is wat jy voel dat hier dryfsand is, dan vra ek jou om saam met my nou vir 'n oomblik net in vrede op te kyk na die grootheid van die Here. So Vader, ons kom eer U dat U ons God en ons koning is. Ons kom eer U dat U die een is wat die wêreld geskep het, dat U hierdie vallei geskep het, en dat U elke mens in hierdie vallei onderhou, en dat U elke mens in elke plaas wat verteenwoordig word deur hierdie vallei, Here, dat U die een is wat ons in stand hou. Ons kan nie op ons eie leef nie, Vader. Ons is nie by magte om op ons eie te kan leef nie. Ons is mense wat nietig en klein en aards is. En daarom het ons die grootheid van God nodig. Het ons die almag en die krag van God se alwetendheid en alomteenwoordigheid nodig, Here. En daarom kom pleit ons vanoggend by U. Dat U ons land sal seën, dat U ons wêreld sal seën, dat U ons ekonomie weer sal opbou, en dat U die invloed van hierdie coronavirus totaal in die naam van Jesus sal afsny en afbreek. Ons bid, Here Jesus, dat gesinne in hierdie tyd herstel sal word, dat besighede herstel sal word, Here. Ons bid, Here Jesus, dat U die ekonomie sal vat en dat U dit soos 'n puzzle weer aan mekaar sal bou tot U heerlikheid, tot U grootheid. Here Jesus, kom geef ons lewe uit die doodsbeendere, Jesegiel 37. Kom blaas U lewe van U gees weer in ons in, sodat ons U teenwoordigheid kan ervaar, sodat ons volk en ons nasie en ons mense U naam kan aanroep, die naam van Jesus Christus. En dat ons 'n herlewing in ons land kan hê, omdat Jesus ons deur die tyd gedra is deur God, wat vir ons die see oopgemaak het, sodat ons droogvoets kan deurloop. Sodat Rut, wat was dit 2 weke terug, wanneer sy getuig dat ons het gesien hoe God julle gered het, en daarom glo ek in God, dat die wêreld, dat Suid-Afrika, die res van ons land, kan sê, ek glo in God, want ek sien hoe hy jou gedra het deur hierdie seisoen. Dis ons gebed vanoggend, Here, as dit lig word, as dit lewe kry hier oor die Lacheseervallei, dan is dit vanoggend ons gebed. Ons eer U as ons God en ons koning. Amen. Amen. Vriende, hierdie gaan waarskynlik 'n boodskap wees wat jy of baie van gaan hou of niks van gaan hou nie. En miskien is daar 'n ervaring iewers deur die loop van hierdie boodskap wat jy voel, Jan-Lou trap op jou tone. En ek wil sommer byvoorbeeld om verskoning daarvoor vra, maar ook vir jou sê, dis nie ek wat op jou tone trap nie, dis God wat jou aanspreek. So as jy die uitsending kyk, dan vra ek dat jy jou hart sal oopmaak vir die werking van God se gees in jou lewe, en die werking van die woord van God, wat vanoggend hopelik 'n stuk vrug gaan oopmaak in jou lewe. Wanneer Jakobus praat oor lewende geloof en oor dooie geloof, dan praat hy met die 12 stamme van Israel wat verspreid gewoon het oor die bekende wêreld van daai tyd. Hierdie ouens het verspreid gaan leef, want hulle is verdruk in Jerusalem post Jesus, post die uitstorting van die Heilige Gees. En dit was 'n moeilike tyd vir die gelowiges van die vroeë kerk. So hulle was verspreid, hulle het gevlug, hulle was amper al weer 'n diaspora, mense wat in ander wêrelddele gaan woon het.
ons ken dit eintlik in Suid-Afrika, nee. Ons het baie Suid-Afrikaners wat wêreld heen gegaan het en wat in die wêreld gaan leef het, ver weg van ons af. En dis dieselfde tipe gevoel hier. En wanneer hy dan met hulle oor ware geloof, reddende geloof versus dooie geloof praat, dan spreek hy eintlik 'n onderwerp aan wat ons genoem het geloofsintegriteit. Met ander woorde, mense wat sê dat hulle gelowiges is, wat dit bely met hulle mond, wat Sondag na Sondag in die kerk sit, maar wat eintlik met hulle lewens 'n ander storie vertel. Wat met hulle lewens 'n storie vertel dat hulle eintlik deel is van die wêreld. Wat met hulle lewens en hulle woorde en hulle dade en hulle optredes eintlik sê, maar hierdie geloofsbelijdenis wat ek gee, is nie regtig nie, dis nie eintlik genuine nie, dis nie eg nie. En daarom om hierdie punt te kom maak in Jakobus, gaan praat hy oor die toetse van ons geloof. Hy sê, geloof moet getoets word. Hy praat oor geloof wat groei. Geloof is nie soos 'n poeltjie water, wat net op een plek by mekaar kom en saam gepoeltjie word en saam gepoeltjie word. Nie in daai. Maar dis nie soos 'n poeltjie water wat net water by mekaar bly nie. Dit is soos 'n rivier wat moet vloei. Water wat vloei bly vars, maar water wat opgepoeltjie word is water wat vrot word, wat stagneer. En met geloof is dit presies dieselfde, sê Jakobus. Hy praat in hoofstuk 1 van die toets van swaar kry. Hoe hanteer ware geloof swaar kry? Ware geloof sê, bring it on. Bring it on. Ek is bly oor swaar kry, want ek groei in my geloof. Ware geloof, hoofstuk 2, praat oor dade. Dit kom uit in dade. Hoe hanteer ek mense wat by my voordeur kom klop, omdat hulle nie kos het nie? Maak ek die voordeur net toe, en gaan terug na my vol etenstafel toe? Of is daar een van die manier wat ek hulle uitnooi om saam met my te eet? Wanneer ek my oorvloed met hulle deel. Dis ware geloof. Dis die toets van dade, hoofstuk 2. Hoofstuk 3 het ons laasweek, toe ons die bootjie gesit het ons gepraat oor die toets van woorde. Wat demonstreer of wat spreek my woorde van dit wat in my hart aangaan? Ons het mekaar gesê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Die tong is die temperatuurmeter van ons geestelike diepte. En vandag, in Jakobus 4, kom gooi hy eintlik 'n hamer teen ons voorkop, as hy met ons kom praat oor ons gesindheid oor die wêreld. En ons verstrengeldheid met die wêreld. Jakobus 4 vers 4 sê, vriende van die wêreld is vyande van God. En dis ook dan die tema van die boodskap. Vriende van die wêreld is vyande van God. Nou lees saam met my in Jakobus 4, ons gaan die eerste 10 gedeeltes, eerste 10 verse lees. Hy vra, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap met God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee, is nog groter. En daarom sê hy, en dis Spreuke 3 vers 34 wat hy aanhaal, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander, en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog.
So Jakobus kom praat oor vriendskap met die wêreld, wat vyandskap teen God is. Nou, hy gebruik 'n baie mooi woord wanneer hy praat van vriendskap vir die wêreld. Hy gebruik die woord philia, wat een van 3 woorde in Afrikaans of in Grieks is, wat ons in Afrikaans met liefde kan vertaal. En philia is 'n emosionele liefde. Dis 'n baie sterk emosionele konnotasie tussen vriende. Dis amper meer as 'n Dawid en Jonathan situasie. Dis 'n obsessiwiteit met iemand anders. Dis 'n verliefdheid op die wêreld. So wat Jakobus kom sê is, as jy 'n vriend is van die wêreld, dan is jy obsessief oor die wêreld. Dan is daar 'n sterk aantrekkingskrag. En onthou, hy praat met die kerk. Hy praat met gelowiges, soos ek nou met die kerk praat. Hy praat met mense wat dink dat dit oukei is om met een voet in die wêreld te staan en met 'n ander voet in die koninkryk van God te staan. Hy sê, as jy dink dis oukei, as jy dit regverdig om wêreldsgesentreerd te wees en obsessief te wees met die wêreld, met ander mense se besittings, met jou eie besittings, met jou eie selfsugtige begeertes, en jy dink is oukei om maar in die koninkryk te wees, dan maak jy 'n baie groot fout. En dis wat die aanklag van die Heilige Gees vanoggend op ons harte kom neerskryf, dat ons moet versigtig wees. Vir die wêreld gebruik Jakobus die woord kosmos. So hy praat nie van die fisiese wêreld, dit wat ons hier sien nie. Hy praat van 'n sisteem van wêreldse ingesteldheid. Hy praat van, net in hoofstuk 3, ek kan nie onthou nie, ek dink dis hoofstuk 3 vers 17 of 18, praat hy van die wysheid, nee, eintlik vers 16, praat hy van die wysheid wat van die wêreld afkom, wat vol selfsug is, en naaiwer, en sinlik, en demonies, noem hy dit. Hy noem dit demonies. Dit wat van die wêreld afkom is demonies. Terwyl die wysheid wat God vir ons gee, vredelievend is en mense in ag neem en mekaar inskikkelik is teenoor mekaar, en dis eintlik 'n baie mooi konsep teenoor 'n lelike konsep van die wêreld. So die sisteem van die kosmos is 'n selfverheerliking, selfvervulling, selfbevrediging, absoluut net gerig op die self. So, hoe lyk iemand wat vriende is met die wêreld? Oorweeg Romeine 8 vers 7. Dit sê, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Dis wat Paulus kom skryf, Romeine 8 vers 7. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Oorweeg Filippense 3 vers 18 en 19. Daar's baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, hoor nou. Die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. Met ander woorde, wat hierdie teksgedeelte is uit die ander dele van die Nuwe Testament kom wys, is dat iemand wat 'n vyand van God is iemand wat beheer word deur sy sondige natuur. Sy maag is sy God. Met ander woorde, sy selfbevrediging, die eie opbou van die eie ek. Sy skande is sy trots. Met ander woorde, die losbandigheid waarmee hy leef, is eintlik die stuk trots wat hy na die wêreld toe wys. Dis verskriklik. Hulle is aards. Wat eintlik beteken hulle word gedryf deur hierdie wêreld en vir hierdie wêreld. Vyande van God is mense wat amper soos Openbaring 3 vers 16 die lauwarm Christene is. Die ouens wat Jesus sê, jy's in my mond, maar jy's sleg. Jy's 'n slegte smaak. Jy's nie warm nie, jy's nie koud nie. Ek gaan jou uitspoeg. Hierdie is 'n teks wat ons moet raak. Hulle het waarskynlik 'n sekere moraliteit, soos daai ryk jong man van Matteus 19, wat God geken het en wat alles gedoen het in sy vermoë om God te ken, maar hy kon die koninkryk van God nie sien nie, want hy was te aardsgesind. Hy was te veel in die wêreld. Sy besittings was hom te belangrik. Dis mense wat dalk 'n klomp kennis het, soos die priesters en die Jode, wat die Ou Testament van voor tot agter geken het. Maar Jesus noem hulle 'n generasie van slange, want hulle ken nie vir Jesus nie. Hulle klomp kennis. Dis dalk mense wat 'n vorm van aanbidding het. 2 Timoteus 3 vers 5. Hulle die uiterlike skyn van die godsdiens. Hulle lyk en hulle klink asof hulle die godsdiens het, maar die krag van God het hulle nie.
Matteus 7, mense wat 'n klomp wonderwerke doen, klomp profesieë bring, maar wat Jesus nie ken nie. Jy sien, die Bybel is dit eens, dat jy kan nie 'n vriend van die wêreld wees, en 'n vriend van God wees nie. Hierdie is twee onversoenbare realiteite. Dis twee koninkryke, dis twee sisteme wat lynreg teenoor mekaar staan. Jesus sê dit in Matteus 6 vers 24. Hy sê, jy kan nie vir twee baase gelyk werk nie. En dan sê hy in die einde van die vers, jy kan nie God en Mammon dien nie. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 2 vers 12, die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. Die gees van die koninkryk van God is die gees van God en nie die gees van die wêreld nie. 2 Korintiërs 6 vers 14, wat sê, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees, hoor nou, tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenheid wees tussen lig en duisternis? Ons sien dit vanoggend. Die lig verdryf die duisternis. Dit is twee onversoenbare realiteite. Dit kan nie by mekaar uitkom nie. 1 Johannes 2 vers 15, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Ek weet nie waar jy vanoggend is nie. Ek weet nie of jy vanoggend meer met die wêreld assosieer, as wat jy met God assosieer nie. Ek weet nie of jy vanoggend dink, dit is oukei om met jou een voet in die wêreld te staan, uitsending soos hierdie te kyk, Sondag na Sondag in die erediens te wees, mense te vra en te praat oor hoe wonderlik die Here in jou lewe werk. Maar jy is eintlik so ingestel op die wêreld en die wêreldse sisteem. Jy sien, hierdie twee is onversoenbaar. Wanneer Jakobus dan sê dat vriende van die wêreld is vyande met God, dan definieer hy vriende van die wêreld. Hy kwalifiseer hulle. Vers 1 praat van stryd. Hy sê, waar kom hierdie stryd vandaan? En onmiddellik kom jy agter dat Jakobus eintlik iets wil sê dat wêrelds georiënteerde mense op 'n manier konflik in hulle lewe het. En hy kwalifiseer hierdie konflik met 'n konflik met self, 'n konflik met ander mense, maar ook 'n konflik met God. Dis die stryd. Die woord vir stryd, by the way, beteken oorlog maak, beteken al ewig rusie hê. Dis eintlik 'n gewelddadige woord. So wanneer hy dan hierdie konflik met ander kom beskryf, dan vra hy, waar kom hierdie konflik, hierdie stryd onder julle vandaan? En dan gebruik hy gewelddadige woorde. Hy gebruik woorde van, julle wil goed hê, maar julle kry dit nie, dan pleeg julle moord pleeg. Julle is jaloers op ander mense se goed, en dan maak julle rusie en julle beklei. Dis heeltyd 'n strydlustige woord wat hy gebruik. Maar wanneer hy praat oor die konflik wat jy met jouself het, dan sê hy in vers 1, kom die stryd wat julle onder mekaar het, nie van die stryd wat binne in jou leef nie. Lees saam met my, hy sê, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? So met ander woorde, Jakobus kom sê iets van die stryd na buitentoe, wat buitentoe figureer, is eintlik 'n innerlike stryd. Is eintlik 'n stryd binne in jouself. Is eintlik 'n stuk onvervuldheid in jou gees. Want jy sien, hier's 'n begeerte wat jou dryf. Hier's 'n begeerte wat jou motiveer. 'n sondige begeerte, 'n selfsugtige begeerte. Hy praat van 'n onbeheerste begeerte. Nou sien mense wat nog nie wedergeboorte ervaar het nie, word beheer deur hulle sondige natuur. Hierdie is so belangrik, ek moet dit weer vir jou sê. Mense wat nog nie wedergeboorte ervaar het nie, mense wat nog nie met 'n stuk geloofsekerheid leef nie,
word beheer deur 'n sondige natuur. Dit wat binne in jou is, gaan jou motiveer. Dit wat binne in jou is, jou eie sondigheid, jou selfsugtige begeertes na self, na die ek, gaan die dryfveer wees vir jou lewe. Alles wat jy doen, gaan oor jouself. Alles wat jy doen, gaan oor jouself. Kyk na 2 Timoteus 3 vers 4. Dit sê, hulle sal eerder liefde vir genot hê, as liefde vir God. Kyk na Romeine 1. Romeine 1 is daai gedeelte waar Paulus praat oor die sondeval en die sondigheid van die mense. En vers 1 vers 25 sê, mense wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper. Kyk na 'n teks soos Efesiërs 2 vers 3. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Met ander woorde, die sondige natuur dryf ons na allerhande sondige immoraliteite. Want sien, die Bybelse siklus is eintlik so waar, dis so goed gedefinieer uit die Bybel uit, dat 'n versoeking aktiveer 'n sonde. Jakobus praat in Jakobus 1 van dit word ryp in die sonde. En die sonde, die begeertes, versoekings aktiveer begeertes. En begeertes word ryp in sonde. En sonde bring dood. Met ander woorde, hierdie ding kan ons nie van ontsnap nie. En elke mens op hierdie aarde is uitgelewer aan die versoeking wat gaan na begeerte toe. En die begeerte wat ryp word in sonde. En eindig in die dood. En daarom moes Jesus intree. Daarom moes Jesus as die verlosser van die wêreld intree om ons te red van die dood. Want die vrug van die sonde is die dood, sê Romeine 3:23. Jakobus 4 vers 2 bring dit nog 'n bietjie sterker. Hy sê, julle wil iets hê en julle kry dit nie, en dan pleeg julle moord. En hier kom praat hy oor hierdie onvervulde begeertes. Hy het nou gepraat oor die onbeheerste begeertes, maar nou praat hy oor 'n onvervulde begeerte. Die woord hy gebruik vir julle wil iets hê, is 'n woord wat beteken, is 'n baie sterk woord, is 'n woord beteken om na iets te last, om iets te begeer, om op 'n slegte, negatiewe, immorele manier heeltyd iets te wil hê. Dis 'n onvervulde begeerte, wat jou dryf na die wêreld toe, wat jou dryf na die sonde toe. En hierdie ding is heeltyd selfsugtig, want dis wat hy in vers 3 sê. Julle wil net julle sondige, selfsugtige begeertes bevredig. Jy sien, vir wêreldse mense gaan alles oor hulle self, selfs hulle godsdiens. Selfs hulle godsdiens gaan net oor my en dit wat ek wil hê, en dit wat ek behoort te hê, en dit die feit dat ek nou nie lekker voel nie, of wat ook al. Dit gaan oor ons. Dus, met ander woorde, hierdie onbeheerste, hierdie selfsugtige, hierdie onvervulde begeertes, los 'n terrible konflik binne in jou, wat uitspeel buitentoe. En jy sien, dit was die toestand van die kerk, toe Jakobus geskryf het. Maar dit is ook vandag die toestand van die kerk, in 2020. Vers 4 tot 6 praat dan oor die konflik wat ons het, of wat wêreldse mense het, met God. Hy het nou gepraat van die konflik met ander mense, hy het gepraat van die konflik in homself, en nou praat hy oor die konflik wat mense het met God. Hy noem die wêreldse gelowiges. Nou, onthou nou nie, ons sê nou, hy praat met mense wat in die kerk is, wat sê hulle is gelowiges, maar wie se lewe net wêrelds gesentreerd is. Hy noem hulle ontroues in vers 4, Jakobus 4 vers 4. Hy noem hulle ontroues. Nou, ontroues is nogal 'n taamlike titel om te hê. Jy weet? Want ontrou beteken dat jy egbreek gepleeg het, dat jy oorspel gepleeg het, dat jy ontrou was aan die een aan wie jy ewige trou beloof het. En die Jode, want hulle was almal Jode, weet, in hulle vorige lewens, sou dit onmiddellik verstaan het dat hy praat eintlik met Israel hier.
Want Israel kom uit 'n geskiedenis uit wat hulle ander gode aanbid het. Die profeet Hosea het opgetree in 'n tyd toe Israel ontrou was aan God. Hosea 1 vers 2 sê Israel is besig om te hoereer. Met ander woorde, Jakobus kom spreek ons aan om te sê, jy hoer en remoer in die wêreld, en dan dink jy, God is tevrede met dit. Dat jy nou iewers kom en vra, Here, ek maak aanspraak op U. Ons is vyande met God. So iemand is ontrou. Maar, vers 5, kom praat iets van so iemand ontken ook die Bybel. Want Jakobus kom vra, dink julle dat die Bybel dan sonder rede sê, dat 'n mens deur sy sondige natuur beheers word? Dit is tog 'n algemene skriftuurlike beginsel, dat 'n ongeredde wêreldse mens gedryf word deur die sondige impuls, die sondige natuur. Ons het dit gelees in Efesiërs 2 vers 3 nou. En ons het gelees ook, dat God 'n ander plan het met ons lewe, dat die gees wat hy vir ons gee, 1 Korintiërs 2 vers 12, die gees van God is, en nie die gees van die wêreld nie. So 'n wêreldse gelowige, wat net gevul is op die wêreld, kom vra selfs vra oor die Bybel. En dan die derde ding, in vers 6, dan kom hierdie konflik met God speel dan uit in hoogmoed. Want God sê, ek weerstaan die hoogmoediges. Dit kom uit in, ek is die een wat wil afshow, met hoe oulik ek is. Dit is wat die woord eintlik kom sê. Die woord vir hoogmoed beteken mense wat wil rondloop en eintlik wys hoe oulik hulle is, hoe nice hulle is. Dis die punt hier. Maar die punt is, God weerstaan. Die konflik kom van my teenoor God, en God weerstaan die hoogmoediges. Dis die punt. Weerstaan is 'n militêre woord. Dis 'n woord wat eintlik 'n prentjie oproep van 'n army wat kom in, wat 'n weerstand bied teen 'n vyand, wat 'n weerstand bied teen iemand anders. Dis weerstaan. God weerstaan hoogmoediges. Maar genadiglik is daar 'n wending. Daar's 'n wending in vers 6, want hy gee genade aan die nederiges. Vers 6 sê, maar die genade wat hy gee is nog groter. O my vriend, en dit is die evangelie van Jesus Christus. Ja, ons leef in 'n wêreldse wêreld, maar die genade van God is nog groter. Ja, ons is gebore as sondaars in die wêreld, maar die genade van God is nog groter. Ja, ons word beheer deur 'n onbeheerste, onvervulde, selfsugtige begeerte, maar die genade van God is nog groter. Ja, ons leef in konflik met ander mense en met onsself en selfs met God, maar die genade van God is nog groter. Dis die punt. God gee genade. God gee genade aan wie? Aan die nederiges. Aan hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Aan hulle wat ondergeskik is aan God se grootheid. Aan hulle wat besef dat die wêreldse stelsel en die wêreldse denkwyse is in teenstand, is in oppositie met God. En daarom moet ek met die wêreld breek. Dis wat God kom sê. Hy kom gee genade aan hulle wat sê, Here, ek kan nie op my eie leef nie. Here, ek kan nie hierdie wêreld en hierdie demoniese inslag van die wêreld meer vat nie. Here, ek wil nie meer 'n ondergeskikte wees aan my sondige begeertes nie. Ek wil U Gees hê. Ek wil in U woon. Ek wil hê U moet in my woon. Aan hulle kom gee hy genade. Dis die wending van hierdie teks. En dan kom hy met amper half 10 krete. Hy kom noem 10 goed. Hy kom skree dit eintlik hier oor die vallei uit. 10 goed wat ons reaksie is wanneer ons hierdie genade kom ervaar. Wanneer ons kom besef dat God se genade groter is, groter as hierdie wêreldse stelsel. 10 goed, 10 eenvoudige goed. Hy sê onderwerp jou aan God. Onderwerp jou dan aan God. Hy sê dan, met ander woorde, hierdie is jou reaksie. As jy tot insig gekom het van die grootheid van God, van die genade van God, dan het jy 'n reaksie. Dan is daar 'n menslike reaksie, dan is iets wat jy kan doen. Natuurlik is verlossing absoluut 100% God se werk. Maar ek reageer daarop. En jy reageer daarop deur ons te onderwerp. Onderwerp jou dan aan God, sê hy. Die Griekse woord wat hy gebruik is hypostaso, wat eintlik 'n woord van 'n bevelvoerder is, wat al sy troepe op aandag roep.
Die troepe onderwerp hulle aan die gesag van hulle bevelvoerder. Hulle kom tot aandag as hy sê aandag. Dis die woord onderwerp. Dit beteken jy gaan in 'n nuwe situasie van gesag in. Die gesag is nie meer jou gesag nie, dis nou God se gesag. Daar's klomp voorbeelde van gesag in die Bybel. Jesus was onder die gesag van Josef en Maria in Lukas 2. Romeine 13, ons is onder die gesag van die groot regering wat oor ons aangestel is. Efesiërs 5 praat van eggenote, manne en vroue wat onder mekaar se gesag staan. 1 Petrus 1 vers 17 praat van die gesag wat ons het, werkgewers wat gesag het oor hulle werknemers. Met ander woorde, om ondergeskik te wees aan, of te onderwerp aan gesag, is 'n Bybelse beginsel. En dis wat hy kan sê, dis die hoogste vorm van onderwerp, is om te sê, God, ek onderwerp my aan U. Ek staan op van die troon van my lewe, en ek gee oor aan U. Ek ry fiets op 'n tandemfiets, en waar God gewoonlik agter op die tandem gesit het, en ek het die fiets gestuur, en hy het maar net getrap en energie gegee vir die fiets, sê ek nee. Hy klim voor, hy neem beheer, hy rig ons lewens, en ons reageer in gehoorsaamheid. Dis onderwerp jou aan God. Jy gee in aan die gesag van God. Hy raak God in jou lewe. Jy onderwerp jou aan sy gesag. Jy onderwerp jou aan God. En jy sien, dis weer eens 'n baie Bybelse ding. Want Jesus het dit self gesê in Matteus 16 vers 24, as jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis opneem. Jy moet jouself verloon. Jy moet sterf in jouself. Iemand sê nou die dag vir my, die eie ek moet vrek. The I must die. Dis my so mooi. Dis onderwerping aan God. Die eie ek wat vrek. Die tweede ding wat Jakobus dan skree hier oor die vallei is, staan die duiwel teë, en hy sal van jou wegvlug. Jy sien, dis die teenoorgestelde van vorige keer. Vorige keer sou jy of in die wêreld nog, sal jy die duiwel tolerate. Jy sal die duiwel toelaat. Maar nou staan jy hom teë. Jy sien, hier's nie meer 'n no man's land nie. Hier's nie meer grys areas nie. Hier's nie meer 1 voet in die wêreld en 1 voet in die koninkryk nie. Nee. Daai tye is nou verby. Jy's nou onder die gesag van God. En omdat jy onder die gesag van God is, kan jy en het jy die gesag en die vrymoedigheid om vir die duiwel te sê, ek staan jou teë. Ek verwerp jou. Ek het weerstand teen jou. Hierdie sondige begeerte gaan ek nie in sonde laat eindig nie. Hierdie versoeking wat jy oor my pad bring, wat glo my, hy gaan probeer. Hy gaan sy alles gee, om jou nog steeds af te trek van die pad wat jy gekies het. Maar jy het die gesag om te sê, in die naam van Jesus. En jy sien, die duiwel kan dit nie, hy kan dit nie vat nie. Die naam van Jesus kan die duiwel nie tolerate nie. Hy moet vlug. En dis hoekom Jakobus sê, hy sal van jou af wegvlug. As jy standpunt inneem teen die duiwel, dan sal hy vlug. Dan skree Jakobus uit, nader tot God, en God sal tot jou nader. Dis 'n mooi teks, Jakobus 4 vers 8. Nader tot God, en God sal tot jou nader. Dis 'n baie Joodse ding om te doen. Want die boeke, die geskrifte van Levitikus en Exodus lees ons en leer ons dat die priesters tot God genader het. Die priesters was die ouens wat die volk verteenwoordig het in die teenwoordigheid van God. Hulle moes die sondes in God se teenwoordigheid indra en om vergifnis gaan vra daarvoor. So om te nader tot God was 'n algemene ding. Nou kom sê Jakobus, ons kan tot God nader. Ons kan, want ons staan onder sy gesag. Ons kan tot God nader, ons kan naby wees. Vroeër, wat is dit, Efesiërs 1? Vroeër was ons ver van God af, maar nou het ons naby gekom deur die bloed van sy seun. Nee, dis Efesiërs 2. Deur sy bloed van sy seun het ons naby gekom. Jy sien, ons kan in God se teenwoordigheid leef. Ons kan 'n begeerte hê om nader te kom, is 'n begeerte om in God se teenwoordigheid te leef. Dis 'n begeerte om God se wil te ken en om gehoorsaam te wees aan God se wil. Dis 'n begeerte om die liefdevolle God te ontdek en om te geniet. Dis 'n begeerte van iemand wat nader wil kom om in die teenwoordigheid van God te wees, om God te ken
Jy sien, en dan kom die woord en hy sê, en God sal tot jou nader. Jy sien, dis God se hart. God se hart is om tot jou te nader. Dis waarvoor God jou geskep het. Jou skepingsdoel is nie om in die wêreld te wees, om geld te maak en allerhande rykdom op te bou nie. Jou skepingsdoel is om 'n onbelemmerde intimiteit met God te hê. Dis waarvoor God jou gemaak het. Hy het jou geskep met 'n plan van liefde, met 'n plan van intimiteit. En toe kom die sondeval in Genesis 3 en dit verwoes die hele prentjie. Ons skepingsdoel is om naby God te wees. En dis God se hart. God wil naby ons wees. Jy sien, maar die priesters moes rein gewees het om in God se teenwoordigheid in te kom. Want ons het dit nou al laas keer ook vir mekaar gesê. God is heilig. En in sy teenwoordigheid kan daar nie onheilighede wees nie. En daarom kom Jakobus en hy skree, was julle hande sondaars. Reinig julle harte, huigelaars. Hande is 'n simbool van aksie. Dis die manier hoe jy leef. Met ander woorde, as jy jou hande kom was, dan kom bely jy sonde. Dan kom sê jy, Here, ek is jammer oor die sonde wat in my lewe leef. Ek is jammer oor die sonde waarin ek elke dag vasleef, wat ek elke dag doen met my hande. Ek bely dit. En genadiglik het ons daai teks in 1 Johannes 1 vers 9 wat sê dat as ons ons sondes bely, dat God regverdig is. Hy vergewe. Hy vergewe altyd. Ons was ons hande, ons reinig ons harte. Harte is dit wat binne in ons gebeur, ons gedagtes, ons motiewe, ons ingesteldheid. Ons kom reinig dit. Amper soos Dawid wat dit echo in Psalm 24 vers 3 tot 4. Hy sê, wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag vanoggend hier op die berg kom staan en in sy heiligdom ingaan, in sy teenwoordigheid ingaan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is. Jy sien, en ek dink baie gelowiges dink dit eindig hier. As ek my hart gereinig het, as ek my sonde bely het, dan het ek God se genade. En dis waar jy het God se genade. Maar dis nie waar dit eindig nie. Want Jakobus skree, hy sê, bekla julle ellende, treur, huil. En dis asof hy kom sê dat jy jou sonde moet weeg, dat jy jou sonde moet oriënteer, dat jy moet weet, hierdie is verkeerd. Dis nie net een ding om te sê, Here vergeef my sonde en dan gaan ons maar aan nie. Dis 'n ander ding om te sê, Here ek huil oor my sonde. Here ek het ellende oor my sonde. Here ek verstaan dat hierdie sonde geweldig groot is. Ek verstaan dat hierdie sonde 'n afstand tussen my en U bring. En ek kan nie langer in hierdie sonde voortleef nie. Thomas Watson het in die 1600s al geskryf, until sin is not bitter, Christ will not be sweet. Jy sien, en dis die fout wat gelowiges maak. Ons lag oor sonde. Ons regverdig sonde. Ons vat God se genade en ons dink God vergewe ons sondes. Met alle respek, ons regverdig ons sonde. Ons hou synodes en ons praat oor sondes, maar ons huil nie daaroor nie. Ons kom nie op 'n punt wat ons ellende het oor ons sonde nie. Wat het met Petrus gebeur? Wat het Petrus gedoen in waar is dit? In Matteus 14 vers 72, toe die haan kraai en hy besef wat 'n sonde hy gedoen het. Die woord sê, hy het in trane uitgebars. Hy het gehuil. Jakobus kom ontken nie die vreugde van 'n nuwe lewe in Christus nie. Hy sê net, dit begin nie by blydskap nie. Dit begin by treur, dit begin by intense hartseer oor my sonde. Dit begin by 'n plek wat ek weet ek kan nie so aangaan nie. Ware skuldbelydenis, ware belydenis van sonde, gaan maak dat ons breek met ons sonde, dat ons intentioneel veg teen ons sonde. Dis die evangelie. Genadiglik is God se genade groter. Dis groter as ons sondes. God se genade gee vir ons die krag om te oorwin oor ons sondes. Maar hy sê, bekla dit, treur daaroor, huil oor sonde. Hy sê, laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid.
Hy kom skree dit uit hier oor die vallei. Asof hy daarmee wil sê dat hierdie vrolikheid van die wêreld, hierdie blydskap van die wêreld, is leeg. Dis die woord wat hy gebruik, met vrolikheid. Hy sê dis 'n leë vrolikheid in die Grieks. Dis leeg. Die leë vriendskappe. Die wêreldse blydskap wat eintlik maar so vlietend is. Dit bring niks, dit het niks vrug nie. Laat dit in droefheid, laat dit in egte berou van ons sonde wees. En dan vers 10 is eintlik maar die klimaks. Wat hy sê, onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Weereens, onderwerp jou, kom onder die gesag van God. In nederigheid, menende, Here, ek kan dit nie self doen nie. Here, ek het nie die vermoë om myself te red nie. Ek het nie vermoë om my sonde te dra nie. My sonde is so groot, dit laat my huil. My sonde is so groot, dit bring droefheid in my hart. Net U kan my red. Net U het die vermoë om my vry te maak van hierdie wêreldse sisteem van selfgedrewe begeertes. Net U. En dan sê die woord, hy verhoog ons. Verhoog ons. Na wat? Hy verhoog ons na onbelemmerde intimiteit met hom. Hy verhoog ons na 'n stuk teenwoordigheid met God. Hy verhoog ons na geesvervulling. Hy verhoog ons na heiligmaking. Hy verhoog ons na geloofsekerheid. Hy verhoog ons na vervuldheid. Soos die verlore seun wat teruggekom het, hartseer oor sy sonde, hartseer oor dat hy teen God en teen sy pa gesondig het. En sy pa wat hom met oop arms verwelkom, wat 'n partytjie hou, wat hom herstel, wat vir hom 'n nuwe kleed, 'n nuwe skoene, 'n nuwe ring aan sy vinger gee. En sê, my kind wat dood was, lewe weer. Ek wil jou vanoggend uitnooi om regtig erns te maak met jou lewe. Met regtig erns te maak met waar jy staan. Een voet in die wêreld, een voet in God se koninkryk. Twee onverzoenbare realiteite. Vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Opponeer God. Ek wil jou vanoggend uitnooi om die wêreld af te sterf. Om die wêreld af te sweer, om onder die gesag van die wêreld uit te beweeg en jou te onderwerp aan God. En in te kom in 'n nuwe verhouding met Jesus Christus. Ek wil jou uitnooi om jou sonde te bely teenoor God. Ek wil jou uitnooi om te besef dat God jou liefhet en dat sy genade groter is as jou sonde. Dat sy genade jou trane kan kom afwas. Dat sy genade jou onvermoë om jou sonde te dra kan wegvee en vir jou 'n nuwe lewe in hom kan gee. So wil jy nie saam met my bid vanoggend nie? Wil jy nie saam met my soos dit lig word hier oor die vallei en die lewe wakker word, God se gees kom vra om lewe in jou wakker te maak nie? So kom ons bid saam. Raak vir 'n oomblik stil en dan gaan jy op jou knieë voor Jesus en jy onderwerp jou aan hom. Vader, ek bely, sê dit vir die Here, Vader, ek bely dat my lewe vol selfsug en konflik is. Sê vir die Here dat jy bely dat jy 'n vriend van die wêreld is. Maar ek wil myself aan U onderwerp. Ek wil 'n vyand van die wêreld wees. En ek wil U vriend wees, soos Abraham U vriend was.
Ek huil oor my sonde, Here. Ek is hartseer oor die sonde waarin ek vasgevang is. Ek wil die duiwel teestaan, Here. Laat hy van my wegvlug, Jesus. Ek wil tot U nader, Here. Nader tot my. Was my vuil hande. Was my vuil hart. Dankie dat U genade groter is as my sonde. Was my skoon met U genade. Aanvaar vanoggend my gebed tot U almagtige Vader. Amen. Ons het vanoggend gepraat oor ons hande wat vuil is en ons harte wat vuil is. Ons wat in 'n wêreldse stelsel leef waar ons so maklik 'n vriend van die wêreld kan wees. Maar inderwaarheid eintlik 'n vyand van God. Maar God se genade is groter. As ek by hierdie water sit, dan is hierdie water die simbool van God se genade wat groter is. God se genade wat jou hande kom was en wat jou hart kom was, kom reinig sodat jy heilig kan wees en heilig kan word en kan groei in jou geloof. As jy vanoggend daai gebed gebid het saam met my, en dit bedoel het dat jy wil breek met die wêreld en wil ondergeskik wees, jou wil onderwerp aan God, aan die gesag van Jesus, dan glo ek dat God se Gees jou kom was, jou kom skoon was, en vir jou 'n nuwe ingesteldheid kom gee, vir jou 'n nuwe gees kom gee, dat God jou sondige natuur en jou sondige begeertes stukkie vir stukkie sal laat sterf, soos wat jy intentioneel saam met sy Gees stap. Want God se genade is groter. En daarom mag die genade van God, ons Vader, en mag die liefde van sy Seun Jesus Christus wat jou vrygekoop het, mag die teenwoordigheid van sy Gees jou losmaak van die wêreld en jou 'n vriend van God maak. Gaan in vrede, want God se vrede is met jou. Amen.